Gaan ek weer my skerm opgooi. Is Annemarie hulle, maar môre Bertie, Annemarie, welkom. Ok, so ons hoef nie te wag tot eendag nie, halleluja. So ons hoef nie te wag, ons wag en ons sien uit na daai volkomenheid. Maar ek wil vanmôre met u oor hierdie onderwerp praat en ek wil hê ons moet lees toe Israel uit Egipte uitgetrek het, het hulle hierdie loflied gesing in Eksodus 15 vers 1. Hy sê hulle toe het Moses en die kinders van Israel hierdie lied tot eer van die Here gesing en dit is wat hulle gesê het. Ek wil sing tot eer van die Here want hy is hoog verhewe. Die perd en ruiter het hy in die see gewerk. Met ander woorde, die vyande van Israel is in die Rooi See verslaan. En dan sê hy, die Here is my krag en my psalm. Hy het my tot heil geword. Hy is my God, hom sal ek roem, die God van my vader, hom sal ek verhef. En elkeen van ons wat uit die slawerny van sonde uit verlos is, kan hierdie loflied sing, want die Here het ons vyand wat ons, in wie se mag ons was, in wie se slawerny ons was, het hy begrawe, hy het hom vernietig deur die opstanding en deur die kruis van Jesus Christus. En daarom kan ons vanmôre hierdie loflied sing. Maar net daarna, so rukkie verder in die woestyn, het hulle gekom by Mara. En hulle kon nie die water van Mara drink nie, want dit was bitter. En daarom heet die plek Mara. So Mara beteken bitter water. En so hierdie eerste keer, hulle kom nou net uit daai wonderwerk van hierdie groot verlossing deur die Rooi See, hoe dat die Here hulle op 'n wonderbare wyse deur daai see gevat het, op droë grond, en hulle vyande daarin verslaan het. En toe murmureer hulle alweer teen Moses sê, wat moet ons drink? En Moses is soos altyd, is nou in die moeilikheid, want hy is die leier, hy het hulle ingebring, en hy sê, hy het die Here aangeroep, en die Here het hom 'n stuk hout gewys, en dit het hy in die water gegooi, en die water het soet geword, en daar het vir hulle insetting en verordening vasgestel, het hy vir hulle insetting en verordening vasgestel, en hulle daar beproef. So, ek wil vanmôre praat oor Mara, want Mara is die bitter water. Dis hierdie aarde. Hierdie aarde het baie bitter water en baie smarte en baie ellende en baie probleme en baie van hierdie dinge. Maar die Here het ons alreeds uit Egipte verlos op 'n wonderbare wyse en vir ons die ewige lewe gegee. So ons moet nie maak soos Israel nie en begin murmureer nie, want kyk wat gebeur net na dit. En ek gaan net na die volgende een toe. Toe bring die Here hulle by Elim. Nou, Tertius is vanmôre op hier, so hy was deel van die visie wat die Here vir my gegee het in 2009, toe ek in 2010 moet aftree, en ek nie geweet het waar my brood en botter op my tafel vandaan gaan kom nie. Maar die Here het vir my hierdie visie van Elim gegee. Elim was die volgende plek gewees. Kom ons lees daarvan, Eksodus 15:26 en gesê, as jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë en luister na sy gebooie en al die insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê wat ek op Egipte land gelê het nie. Want ek is die Here wat jou gesond maak. En hier vir die eerste keer sê die Here, noem hy homself Yahweh Rafa, wat beteken ek is die Here wat jou gesond hou. Met ander woorde, ek is die Here wat gesondheid bring. En hy sê ek sal nie toelaat dat daai siektes wat uit Egipte saamgekom het wat uit Egipte uitkom, dat dit op jou kom nie. Hy sê want ek is die Here. En letterlik in die Hebreëus sê hy, ek is die Here wat jou gesond hou. En dit is die belofte wat ons al moet vashou, want Elim
Hy sê, toe daarop het hulle by Elim gekom, waar 12 waterfonteine en 70 palmbome was. Nou, hy sê, en hulle daar by die water laar opgeslaan. Nou hier, net na Marag, bring die Here hulle by 'n plek waar hy vir hulle sê, ek wil hê julle moet weet, as julle in my wil is, as julle my vertrou, sal ek julle by Elim bring. Nie Mara nie, by Elim bring. Nie daar waar die water soet gemaak moet word nie, maar by Elim, 'n plek van rus. En as ek dink aan Elim, dan dink ek aan hierdie 70 palmbome. Dit was 'n oase gewees. 70 palmbome, en ek het hulle al sekerlik dadels en skaduwee, maar die belangrikste was, daar was wonderlik genoeg water. Daar was genoeg water. En die Here het vir hulle gesorg met die manna en met die wortels en met al die ander dinge wat hy vir hulle gedra het. Meer as 40 jaar in die woestyn het die Here hulle gebring. En toe bring hy hulle hier by Elim. En Elim beteken sterkte. Dit beteken rus. Hy sê, want daar was 12 waterfonteine. Nou as jy in die Hebreëus gaan kyk, dan sê kan dit, hierdie 12 kan ook 22 beteken, want hy sê dis 'n dubbel syfer, 'n dubbel 2. So ek neem aan dat miskien jy weet, dat die vertalers dit 12 gemaak het, maar dit werklik waterfonteine, 22 waterfonteine was. 22 is die skepingsgetal, en 70 is die getal van rus. En 'n palmboom is een van die sterkste bome wat daar is. Hier by ons is hoë bome, net hier agter ons. Bome, ja, hulle is ontsettend hoog, en die wind kan verskriklik baie kwaai rukwinde baie keer hierso. Nou die nag het hy 2 sambrele met hulle sementstukke onder omgewaai hier in ons voor ons deur. Maar hierdie bome, hierdie verskriklike lang palmbome, spreek van sterkte. En ek wil vanmôre vir u sê dat ons is nie meer by Mara nie. Ons is nie meer daar by die plek van smarte, waar die Here ons uit Egipte land gebring het. Ons is eintlik by Elim, 'n plek van rus. Ons het by die oase aangekom, en die oase is God se teenwoordigheid. Want daar waar God is, al is dit in die woestyn, daar is dit soos die paradys. Waar die Here se teenwoordigheid is dit altyd hemel. So ons kan hemel op aarde beleef, nou alreeds, in die teenwoordigheid van die Here, en ek wil vir u wys hoe dit moontlik is. En die Bybel sê vir ons, Israel is vir ons 'n voorbeeld. Want in 1 Korintiërs 10 lees ons hy sê, want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het nie. So hulle het hierdie wonderlike verlossing beleef, en almal in Moses gedoop in die wolk en in die see, en almal dieselfde geestelike spys. Hier praat hy van die manna, hy verwys na die manna. Die Bybel sê dit is engele, brood van engele wat hulle geëet het, en almal uit dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. So Christus was alreeds daar gewees, in sy goddelike, in die gees was hy daar, hy was die rots, hy was die water, hy was die Elim, hy was die een wat alles voorsien het, daar in die woestyn. Hy sê, maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn, want dit het vir hulle net gegaan oor die voordele wat hulle gekry het, oor die brood, en eintlik het dit nie eens daaroor gegaan nie, hulle het gedurig gemurmureer en gekla en was verbitter gewees. En ek wil vanmôre vir u sê, dit is, die Bybel sê, dis vir ons 'n voorbeeld oor wie die eindes van die aarde gekom het. Hierdie dinge wat gebeur het met Israel, het vir ons 'n groot les, en daai les is, dat ons nie moet murmureer en moet kla, en gedurig praat oor siekte, en oor ons probleme, en oor ons stryd, en oor al die negativiteit wat aangaan in die politiek,
rondom ons nie, want dit raak ons nie, want ons is hemelse burgers. Ons burgerskap is in die hemel. Ons is reeds verlos. Ons het reeds die ewige lewe. Ons het reeds die krag van die Heilige Gees, wat die grootste krag is. Ons is by Elim. Ons is by die rusplek. Ons is by die oase. Moenie laat ons vashou by Mara, by die bitter water nie, by die moeilikheid nie, by die probleme, en bly kla en kerm nie, want God is 'n goeie God. Hy is 'n goeie Vader. Ons moet eerder 'n loflied sing, soos wat Israel gesing het, maar nie net wanneer dit goed gaan nie, ook wanneer dit nie goed gaan nie. Want hierdie aarde is nie 'n volmaakte plek nie, want hierdie aarde is onder 'n vloek. Daarom gaan ons stryd en probleme en hindernisse en goed hê wat ons pad langs kom. Maar die Here sê, as ons in hom bly, sal hierdie goed by ons verbygaan, want jy sien die Jode of die Israeliete het nie die geestelike kant van die ding gesien nie. Hulle het nie gesien dat Christus is die rots wat saam met hulle is nie. Hulle het net na die fisiese goed gekyk en vergeet. En daarom wil ek vanmôre sê, en dit is, ek wil nie sê ons moet so heavenly minded is dat ons earthly no good is nie. Maar kyk wat sê die woord van die Here vanmôre. Hy sê in Efesiërs 2 vers 1 dat hy het ons lewend gemaak saam met Christus. In Efesiërs 2 vers 1, hy sê in julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes. Hy het ons uit Egipte gebring, waarin julle tevore gewandel, dis ons verlede, volgens die loop van hierdie wêreld, met ander woorde, als wat in hierdie wêreld aangaan, volgens die owerste van die mag van die lig, volgens die vyand, en die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Hy sê, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toorn, soos ook die ander. Hy verwys weer na Israel. Hy sê, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, nou daai woord is 'n groot woord, wat beteken God het 'n hart vir ons. Sy hart is so groot, hy gee so om, en dit is hoekom hy nog nie vir sy seun gesê het, kom gaan haal by die bruid nie, want hy gee om vir hierdie wêreld, hy gee om vir elke mens, hy wil nie dat iemand verlore moet gaan nie. Hy sê, hy deur sy groot liefde, waarmee hy ons lief gehad het. So, weet jy wat, as ons glo in die liefde van die Vader, dan het ons nie nodig om vir enige iets te vrees nie. As ons glo dat God het ons tot hier toe gebring, dat God was goed, hy het ons gered, hy het ons gewas deur sy bloed, hy het ons geseën, hy het ons deur probleme, deur stryd, want ek weet, elkeen van ons kan getuig vanmôre, dat Here het ons al deur baie goed gebring, en elke keer het hy ons gedra. Hy sê, ook toe ons dood was deur die misdade, het hy ons lewend gemaak, saam met Christus uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele, in Christus Jesus. En dis hoekom ek sê, dis nie dat ons so heavenly minded is, dat ons vergeet ons leef op hierdie, ons leef nog op die aarde, maar daar's iets ekstra. Ons weet, te midde van alles op hierdie aarde, is God se teenwoordigheid met ons. Hy sê, sodat hy in die eeue wat kom, met ander woorde, oor eeu is 100 jaar, oor honderde jare wat voorlê, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade, sy guns, sy favour, in die goeie tierenheid van oor ons in Christus Jesus. Goeie tieren is net so 'n groot woord wat baie mense nie verstaan nie, maar dit sê eintlik in die Engels, goeie tieren beteken his loving kindness. God se loving kindness. Hy sê, want uit genade, hy gebruik hy weer daar, free favor, sonder dat ons dit verdien, is julle gered. Nie net gered van sonde nie, maar gered van die oordeel. Ons gered om vir ewig te lewe, deur die geloof, en dit nie uit jouself nie, dit is 'n gawe, dit is die geskenk,
wat van God afkom. En nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons, en hier kom 'n baie mooi vers, ons is sy maaksel, hierdie maaksel, skepping. In die Grieks is dit poema, wat beteken, dis soos 'n gedig, 'n volmaakte gedig. Ons is volmaak geskape in Christus Jesus, in Elim, tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Mense, ons het so voorreg. En dis die verskil tussen iemand wat die Here ken en iemand wat nie die Here ken nie, want as jy nie die Here ken nie, wie gaan jou help as daar probleme kom, as daar stryd kom? Jy gaan alleen staan. Maar met die Here aan ons kant, want ons sit saam met hom in hemelse plekke, in die Gees. Deur die Gees het ons oorwin alreeds. Deur die Gees kan ons lewe. Hy sê, God het klaar die werke voorberei. Ons moet net daarin wandel. Ons moet net rus in die Here. Ons moet net by Elim, by die oase kom. Hy sê, laat ons in die rus ingaan. Hebreërs 4 vers 15. Hy sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê. En hier is ook 'n wonderlike teksvers. Hy sê die Here het medelee met ons. Ons dink baie keer, die Here gee nie om vir ons nie, kan die Here ons nie help nie. Hy sê, maar hy het medelee. Maar hy sê, want hy was soos een van ons, in elke opsig versoek, net soos ons, maar sonder sonde. Wat beteken dit? Hy het nie teruggegaan op die woord nie, hy het gelewe in die heerlikheid van die Here met sy Vader, hy het sy Vader vertrou, al was hy in moeilike omstandighede, baie keer vervolg, baie keer wou hom stenig, gekritiseer, 'n duiwel genoem, 'n vraat en 'n wynsuiper, en uiteindelik aan die kruis vasgenaal. So hy weet wat dit is om op hierdie aarde. Jy sien, Christus het soos een van ons geword, sodat hy kan voel soos ons voel. Dat hy weet hoe voel 'n mens, nie hoe voel hy as 'n God nie, hoe voel hy as 'n mens. En hy het medelee. Hy is ons hoëpriester, hy is die een wat ons voorgegaan het, en ons kan op dieselfde manier kan ons volg. Hy sê, hier kom 'n wonderlike vers, hy sê in 4 vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. So, waar lê ons antwoord? Waar lê ons rus as ons in moeilike omstandighede kom, as daar stryd is, as daar probleme is? Hy sê, laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Hierdie Engelse woord is boldness. En die troon van genade is dis die sitplek, dis daai in die heilige der heilige was die ark gewees, was die mercy seat, dit was die heilige, die heiligdom, daai in die tabernakel, en dit was die plek in daai heilige der heilige waar God se teenwoordigheid was, weet jy, God se teenwoordigheid was ook by die Jode, en hy het saam met hulle getrek, hy het in daai tabernakel gebly, want daar nag en dag het daar 'n rook en 'n vuurkolom uitgegaan, in die nag 'n vuurkolom wat hulle warm gemaak het, in die dag 'n wolkkolom wat hulle koel gemaak het. Die Here se teenwoordigheid was daar, en dis die plek wat hy sê, wat ons na toe moet gaan, en hulle kon staat, maar hulle het dit gesien, hulle het die heerlikheid gesien, maar hulle het nog steeds gekla en gekerm in daai tipe van ding. So kom ons fokus vanmôre op die troon van genade, daar waar ons elke keer genade kry, guns kry, sodat ons barmhartigheid, en hier's weer daai woordjie barmhartigheid, kan verkry en genade vrye guns vind om op die regte tyd gehelp te word. Daar is ook 'n regte tyd. So die Here toets ons, of hy laat ons deur toetse gaan, dat daar, soos met alle mense op hierdie aarde, dat daar probleme is. Ons leef op 'n onvolmaakte wêreld,
'n wêreld met probleme, en daar sal altyd probleme wees, totdat Jesus kom, dan gaan hy die wêreld nuut maak. Maar nou terwyl ons hier is, as daai probleem op jou toesak, hy sê, ons het 'n plek waarna toe ons kan gaan, en dis Elim, die oase, die troon van genade, daar waar ons barmhartigheid kry, en genade vind, guns vind, om op die regte tyd gehelp te word. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het, boldness weer, om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus, deur sy bloed, kan ons daar ingaan. Ek wil u nooi vanmôre, as die ding vir u op hierdie aarde te veel word, gaan in die Here se teenwoordigheid in, want dis waar genesing is, dis waar vrede is, dis waar oplossings lê, is in die teenwoordigheid van die Here. Hy sê op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. So die Israel kon nie, net die hoëpriester kon ingaan daar, so eenmal 'n jaar. Maar in die Nuwe Testament kan ons elke dag ingaan. Ons het 'n ope uitnodiging. Ons het 'n ope uitnodiging om in die teenwoordigheid van die Here in te gaan en met die Vader te praat. Hy sê, en ons het 'n groot hoëpriester oor die huis van God. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart. Met ander woorde, moenie dat jou hart twyfel nie, want dit is die plek waar vrees kom. In volle geloof versekerheid. Die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete, met ander woorde, dat die water van die woord jou gewete reinig en jou liggaam was met rein water. Deur die bloed van Jesus en deur die woord kan ons ingaan tot in sy teenwoordigheid. Ons kan daar by Elim, by daai waterfonteine gaan sit, daar waar skaduwee is, daar waar geen siekte is nie, en ons kan daai teenwoordigheid van die Here kan ons geniet. Halleluja. Kyk wat sê hy, ek wil eintlik hy sê, laat ons toetree met 'n waaragtige hart, volle geloof versekerheid, die harte besprinkel, gereinig van 'n slegte gewete, en die liggaam gewas met rein water. Ek wil vir julle getuienis gee uit my eie lewe in. Ek dink in 2008 het ek 'n kursus aangebied vir kinders. Ons het altyd leervaardighede in studiekursusse vir hulle aangebied, en dit is op 'n Saterdagoggend, 8:00 die oggend, my les het begin 8:00 vroeg die oggend. Ek dink daar was 1 of 2 leerlinge wat daar by ons huis gekom het. Ek het so en dit vir hulle aangebied, en terwyl ek dit aanbied, toe kry ek 'n niersteen aanval, en ek sak in mekaar, en ek het soveel pyn, en ek weet nie, as jy al ooit 'n niersteen gehad het, dis baie erg, en ek het eintlik naar geword van pyn. Ek het gekruip op my knie, ek het nie geweet wat om te doen nie, en Susan het my na die hospitaal toe gevat, hulle het vir my drip opgesit, en dit het so 'n bietjie verligting gebring, en hulle wou plate neem, maar niemand het uitgekom nie, en toe boek ek myself uit, en ek gaan huis toe, en ek sê wel, daai Sondag moes ek preek, maar kon nie, maar ek het nog steeds hierdie geweldige pyn, my kinders het vir my kom bid, en saamgestem, maar steeds, dan kry ek net so 'n bietjie verligting, en dan kom daai pyn weer terug. En die maandag moes ek Pietersburg toe ry, en ek klim my kar en ek ry, en toe ek daai aand terugkom, toe kan ek nie loop nie. Toe ek weer 'n afspraak met iemand, maar kan nie loop, soveel pyn het teen. Ons gaan lê die aand, en ek kan nie slaap nie, hierdie pyn is geweldig. En ek besluit, ek gaan in die kamer langs aan, en ek gaan daar, en ek gaan sit net daarso, en ek word stil voor die Here, en ek sê vir die Here, Here, ek kom vanaand in u teenwoordigheid, ek kom sit hier aan u voete, en ek dank u dat u die troon van genade gegee het. U was 'n mens net soos ons, u verstaan vanaand waar ek is. Ek kom met vrymoedigheid na die troon van genade, en ek vra barmhartigheid om op die regte tyd gehelp te word.
En weet jy, ek raak aan die slaap. Later het ek opgestaan en bed toe gegaan, nooit weer daai pyn gehad nie. Die Here het my daar in sy teenwoordigheid gesond gemaak. En ek wil u vanmôre nooi. As jy 'n gelowige is, as jy deur die bloed van Jesus gewas is, dan het ons 'n elim, 'n plek van sterkte. Daar waar die Here in sy teenwoordigheid, as jy in die Here se teenwoordigheid inkom, as jy in sy teenwoordigheid sit, en sy teenwoordigheid is nooit weg nie. Dis ons wat onsself van dit afskei. Die deur staan oop. Die troonkamer staan oop. Ons kan ingaan. Dis hoekom hy sê met vrymoedigheid, with boldness, kom vanmôre soos jy is. Want die Here was 'n mens. Jesus was 'n mens net soos ons. Hy verstaan, hy weet en hy sal vir ons voorsien. En hy is die bron van alle voorsiening, van genesing, finansiële voorsiening, alles wat ons nodig het, is in hom. Maar kom ons soek nie eers die dinge nie, want die Bybel sê, soek eers die koninkryk van God, soek eers die teenwoordigheid van die Here, en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Halleluja, prys sy wonderlike naam. Ek gaan stop, ek wil vir u bid vanmôre, en ek wil vanmôre vir u opdra voor die Here. Ek weet nie, waar is u in u lewe nie, maar ek wil vir sê, dink, jare terug, het iemand 'n liedjie geskryf waar hy gesê het, die hemel is in my hart, hemel is in my hart. Ons het vanmôre 'n plek van skuiling, 'n plek van rus. Ons het 'n elim, waar ons kan sê, Jahwe Rafa, die Here hou my gesond, die Here dra my, die Here sorg vir my, die Here voorsien vir my, en daarom kan ons nou saam bid vanmôre, en die Here vertrou. Here, ons kom vanmôre met vrymoedigheid in u teenwoordigheid. En ons dank u, Here, dat ons by die troonkamer kan staan, saam met Jesus, ons ewige hoëpriester, wat altyd vir ons intree. Hy wat weet, wat elke smart van hierdie lewe is, hy wat verstaan, kom vanmôre, en hy lê sy hand op elkeen van ons, en hy sê, my kind, ek het jou ontsettend, ontsettend lief. Ek sorg vir jou, ek dra vir jou, ek hou vas jou. Dankie Here dat ons vanmôre 'n veilige plek het, 'n plek van rus, 'n elim, 'n oase, waar ons by u voete kan sit. En sê, Here, ons het u so lief. Ons prys u vanmôre, u is ons bron van lewe, vir nou en vir die eeue wat kom. Hy sê, in die eeue wat kom, sal hy nog steeds die rykdom van hierdie genade aan ons bewys. Amen, halleluja. Loof die Here, baie dankie dat u op was vanmôre.